Ja, goeiemôre Suikerbosrand. Baie welkom by volgende eerdiens. Mag jy kry wat jy hier kom soek het. Mag jy beleef dat die Here met jou sal praat. Mag hy gee dat ons sal hoor en sal gaan doen. Ek wil vinnig die volgende paar afkondigings net uitlig. Kom ons begin by die verjaarsdag, dis daarom altyd die lekker deel. Baie geluk met almal van julle wat hierdie week verjaarsdag, ons bid julle 'n geseënde jaar toe, en dan wil ek graag 'n spesiaal uitroep vir Delani en Theo Diedriks, ons tweeling, en dan Sebastiano Conti, is hulle in die kerk vanmôre. Nou laat ek hulle daar van agterbo af die verste pad loop. Goed, dit dan wat die verjaarsdag betref, dan broers en susters, by die kerkraadsvergadering is Cindy gekies as die jaken. Ons gaan die Habigs lekker besig hou hier by die kerk, so ons vra ook dat ons voorbeding sal doen vir haar rondom die besluit, en dat die Here haar sal lei daarin. Dan broers en susters, twee sake, die vleistafel, ons het al verduidelik ons hou 'n vleistafel in die plek van die bazaar datum het ons bietjie geskuif. Ek weet dis Heidelberg en ek weet 'n ou se trots is die feit dat jy op nommer 99 eers iets doen. Maar kom ons breek daai gewoonte, dis regtig nie 'n goeie een nie. Die bestellings vir die vleis sluit die 20ste. Dit beteken Vrydag. Kom ons kry maar ons bestellings in asseblief sodat die ouens vir ons die vleis kan gereed kry. So ek wil julle net herinner dan asseblief, die bestelling sluit die 20ste, dit gaan op hierdie stadium baie stadig. Ek moet nou nie die 21ste met 'n groot gejuig hier aankom en almal moet agteroorbol om akkiesie slaan nie. Kom ons help mekaar toe. Daar's tog 'n manier waarop Christene ook dinge doen. Dan is daar die Paulus 8 tot 12 en 13 se aflosstokkie projek, is 'n spitbraai vir die 6de Maart. Dit kan 'n aansitete wees tussen 5 uur en 7 uur hier by die kerk, en dan kan jy nou kies of jy rys of pap saam met jou vleis wil hê. Die besprekings kan met die kantoor gedoen word, en as jy nou bespreek, dan kan jy nou sê of hulle nou vir jou pap of rys gereed moet maak, en of jy nou 'n hier eetplan of 'n by die huis eetplan. As jy by die huis wil gaan eet, dan moet jy nou net 'n houer bring vir jou kos, sodat dit vir jou saam gegee kan word. Dit werk nie lekker in ou se hande, al die pap en vleis nie. Alhoewel mens pap met die hande kan eet, jy moet net weet hoe. Dis vir ouens wat weet wat hulle doen, hulle kan dit so doen. Maar asseblief kom ons, dis ook die wêreldmiddag vir vrouens, en die vrouens het nou juis gebid dat hulle 'n bietjie moet afkry, so hier is dit nou. Manne, kom ons bring ons kant, kom ons koop vir die vrouens en die kinders kos by die kerk vir die 6de Maart, onthou, die bespreking daarvan sluit die 3de Maart. Ek dink dan ek dit alles gesê op die gebedslys. Die sakewrouers is Fred Kalitz, Treina Greiling, Tene Steyn se seun en Theo Diedriks se moeder. En dan het Dr. Tinus gevra dat hy net ook 'n woord wil inkry, asseblief, Tinus. Sy Anda. Goeiemôre gemeente. Ek wil namens die kerkraad in die gemeente vir Dominee Dani, Gerna en die kinders baie sterkte sê met Tannie Marie wat in die hospitaal is.
is maar 'n uitdagende tyd, dominee, maar ons dink aan julle, ons draai julle op in ons gebede, en sê asseblief vir ouma Marie van die gemeente se kant af, baie sterkte en baie liefde. Kom ons word stil voor die Here. Daar is donkerte oor die aarde, maar oor jou gee die Here lig, oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na die lig toe wat vir jou aangebreek het. Amen. Broers en susters, vir kinders van die Here is daar lig, en daarom as ons die Here aanroep as die een wat ons lig is, dan sê hy, ek moet jou groet vanoggend met sy seun. Daarom vir jou spesifiek genade en vrede kom vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons lofsang is, kom dank nou almal God en wonderbare koning, kom ons sing dit as loflied tot eer van die Here.
Ek wil vanmôre die woord van die Here aan julle bring uit Efesiërs 5, ons gaan na vers 6 tot vers 20 saam lees. Maar voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons vra dat sy Gees hierdie woord vir ons sal kom verduidelik. Kom ons bid saam. O Here, ons God, in U Seun, ons Here Jesus Christus, het U ons U kinders gemaak. Dankie dat ons daarom U stem hoor wat ons roep. As ons hier saam is vanoggend, is dit om U te kom loof, maar ook om te kom hoor wat U vir ons wil sê, en ook om met U te praat. Here, maak ons so duidelik bewus van U teenwoordigheid, dat vandag vir ons 'n dag van lig sal word, 'n dag waarin ons die hemel geopen sal sien, 'n dag waarin ons sal ervaar hoe 'n bietjie van U glans op ons donker aarde skyn, en hoe U vrede laat neerdal. Ons vra dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ek lees uit Efesiërs 5, die opskrif hier is, lewe as mense van die lig. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen, maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Wees baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil hê dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul, en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles, in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons toenaderingslied is Heilig, Heilig, Heilig. Kom ons sing dit terwyl ons gereed maak om die woord van die Here te oordink. Broers en susters, ek weet nie of julle gehoor het, as ons hierdie gedeelte lees, dan sê dit eintlik 'n klomp goed sonder dat mens daar hoef te preek. Ons moet net hoor wat die woord van God sê. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Mense wat aan God ongehoorsaam is, gaan gestraf word. Die Bybel sê dit.
God gaan dit nie toelaat nie. Dan gaan hy verder en hy sê, met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Hoe lyk ons vriendekringe? Hoe lyk die ouens met wie ons skouers skuur? Ons wêreld is lief daarvoor om te sê, ja, maar ons is nie in die wêreld nie, of ons is nie van die wêreld nie, maar ons is in die wêreld. Die woord van God sê, daar kom 'n punt waar jy moet huis skoonmaak. Ja, Dominee, nou sê spiteful. Ons het eintlik gekom rustig 'n bietjie die woord van die Here te hoor en toe hoor ons 'n skapies en ons kan net, hy sal ons oppas. Dis alles waar vir die kinders van die Here. Maar gehoorsaamheid is 'n voorwaarde vir kindskap van God. Hy sê, vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan so. Ons het hierdie jaar 'n paar keer te doen gekry met lig. Ons nuwejaarspreek was uit Psalm 119 en ons het sê, U woord wys my presies hoe ek moet leef. Soos 'n helder lig skyn dit op die donker pad waarop ek stap. En ons het as 'n gemeente wat saam was om die jaar in te gaan gesê, hier is 'n paar goed wat vir ons ononderhandelbaar is. Of ek het dit gesê en niemand het na die tyd kom sê, ek wil net sê ek stem nie saam nie. Dit was ons missieverklaring vir hierdie jaar. Hou dit nog? Is die woord van God die enigste riglyn vir hoe ek moet lewe? Eintlik moet jy nie self antwoord nie, eintlik moet die mense wat jou sien lewe dit antwoord, wat jou hoor praat dit antwoord. Ons het 'n bietjie verder gaan kyk na lig, juis omdat ons gesê het, Here, dis die lig wat skyn op hierdie pad waarop ek moet loop. En ons het 'n paar belangrike lesse geleer. Die eerste een is, ons het geleer, God is lig. In God is nie donkerte nie, in God is lig en lewe. En God maak dat ons beter kan sien. Toe het ons geleer dat God het lig beveel in die wêreld. Toe hy begin het met hierdie wêreld, toe sê hy, laat daar lig wees. En broers en susters, vandag kom ons waar God 'n werkbeskrywing vir sy kinders gee. En hy gee 'n opdrag, hy sê, lewe as mense van die lig. In Efesiërs is Paulus besig om in die gemeente te verduidelik, dat hulle as mense wat onder beheer van die Heilige Gees leef, sekere, hoor mooi, verantwoordelikhede het. Let wel, verantwoordelikhede. Nie, dis my ding nie, nie my styl nie, nie my talent nie, maar my verantwoordelikheid, my God gegewe opdrag. Nie een van ons kan vrygespreek word daarvan nie. Nie een van ons kan sê, Here, ja, daai is nou nie eintlik vir my nie, ek is nou nie eintlik hierdie ligoukie nie. Ek is meer van die heavy tipe. Jy moet 'n ligdraer wees. As jy donkerte in ander mense se lewe bring, is jy van die duiwel. Sê die woord van God. God bring nie donkerte nie. God maak dit nie donker vir mense wat na lig soek nie. God maak dit lig vir mense wat ook omring is deur die donkerte. Ook vir mense wat swaar kry vanweë die donker. Kom God en hy maak dit lig. En nou sê hy vir jou, gaan wees jy lig. Gaan maak dit lig. Hoekom? Want kinders van God is vol van die Heilige Gees. Hy kom by 'n gedeelte in hierdie teks wat ons gelees het en dan sê hy, julle soek met dinge om julle lewe vol te maak. Hy sê, en party van julle doen dit met drank. Hy sê, maar dit maak jou losbandig. Hy sê, nee man, as jy moet volgemaak word van iets, maak vol met die Heilige Gees. Trek by God in, stop en sê, maak vol asseblief met die Heilige Gees. Walk dan, die beste wat daar is. Broers en susters, doen ons dit? Kom ons begin 'n bietjie ver. Doen ander dit aan jou? Sies vir hulle as hulle nie. Doen jy dit aan hulle? Sies terug vir jou. Kinders van God bring lig. God se lig.
Ja, en as die lig op iets val, dan sien jy hier is 'n paar standplekke, dit is so. As die lig van God op iets val, dan sien jy, oeps, hierso kon ek lelik in 'n gat geval het. Maar omdat jy dit kan sien, doen jy dit nie. Ander ouens doen dit sonder om te sien. Jy sien, dit is so maklik om te sê ek's 'n Christen. Ek is oortuig daarvan, voelkunde was nie my sterk punt op skool of op universiteit, ek het nooit voelkunde gehad nie. Maar ek kan 'n papegaai leer om te sê ek's 'n Christen, ek's 'n Christen. Ek moet net geduldig genoeg wees. Ek weet nie hoe lank vat dit om hulle te leer nie. Dis eintlik waar die voelkunde inkom. Maar gaan dit daai papegaai anders laat lewe? Gaan dit hom lig laat bring? Waarskynlik nie. So wat jy sê beïndruk niemand nie. Ook nie vir God nie. Ek's 'n Christen, ek's 'n Christen. Leef jy dit? God se opdrag is, leef dan as mense van die lig. Hoekom sien ons dit nie? Want daar is nie genoeg lig nie. Mens kan nie sien as daar nie lig is nie. Maar as daar lig is, sal ons dit sien. Het jy al gehoor hoe praat Christene? En ek is nie op vloek vandag nie. 'n manier. Wanneer jy aan die praat raak, staan mense na en sê, ek moet hoor, want hierdie persoon is bekend as iemand wat mooi praat, goeie dinge sê. Of as jy begin praat, druk hulle oor te sê, daai skeerbek of skeermes lem stemmetjie, kan ek nie uitstaan nie. Lewe jy soos mense van die lig? Jy sien, Paulus sê, daar's 'n verskil tussen lig en duisternis, en dan probeer hy vir die Efesiërs verduidelik, hy sê, onderskei tussen die onwaarhede. God se woord het 'n hense probleem met lieg. En daarom het ek ook een daarmee. Al meer en meer. As God se woord 'n probleem het daarmee, as God 'n probleem daarmee het, moet Christene 'n probleem hê daarmee. Dit kan tog nie anders nie. Hy sê oppas, want mense probeer jou mislei deur onwaarhede te vertel. Mense probeer iets uit 'n situasie uitkry wat hulle nie verdien nie. Daarom moet hulle lieg daaroor. Hy sê 'n eenvoudige maatstaf is of 'n spesifieke optrede in die lig gedoen kan word. Kan hierdie ding wat ons aanvang bekostig dat God se lig daarop geskyn word? Of is dit miskien beter om te sê, ja, daartoe, lank terug, waar niemand van weet nie, is dit so gedoen en gesê en wat ook al? Of kan ons God se lig daarop sit en sê, maar hier's wat God sê. Regter Mervyn King se kommissie, julle sal onthou of nie onthou nie, het maak nie so baie saak nie. Hulle het op 'n stadium moes in opdrag van Suid-Afrika 'n ondersoek gedoen en gesê, maar hoe lyk dit as ons gesond regeer? Toe bevind hierdie kommissie dat wat jy doen is eties as dit aan die volgende 4 maatstawwe kan voldoen, as dit die toets van hierdie 4 maatstawwe slaag. Die eerste was deursigtigheid, die tweede was verantwoordelikheid, die derde is verantwoordbaarheid, en die vierde was billikheid. Wow, dit klink amper soos die Bybel. En dan gaan die woord van God, en dan sê hierdie goed is alles belangrik, is dit nie? Hy sê, maar dit gaan nie net oor jou eie onderskeiding, van jy met jouself kan goed praat, en in hemelsnaam, moenie verkeerd wees, en een pel kry wat ook verkeerd is, en dan is verkeerd skielik reg nie. Daar bestaan nie so iets nie, God bepaal wat goed en reg is, niemand anders nie, al is dit hoeveel, getalle is net nie belangrik nie. God is belangrik. Hy sê, dit gaan nie oor jou onderskeiding, oor wat jy dink reg en verkeerd is nie. Dit gaan oor Jesus Christus, oor die liggaam van Jesus Christus, oor die kerk. En ongelukkig is dit die Bybelse model.
En dan gebruik Paulus aan mekaar die meervoud hierso, net om seker te maak, ek en jy hoor dit reg. Hy sê, moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie. Vers 10, vra julle voortdurend af of iets vir hom aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke nie. Vers 15, wees baie versigtig hoe julle lewe. Vers 17, veral, moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil hê dat julle moet doen. Om jouself te regverdig is sweet, maar dit beteken nie eintlik iets nie. Vanuit hierdie perspektief van 'n heilige lewe wat in liefde geleef word, verstaan 'n mens dat Paulus se opdrag om die Heilige Gees toe te laat om hulle te vervul, die enigste manier is waarop heiligheid en liefde 'n werklikheid kan word. Broers en susters, daar's mos nie 'n ander manier waarop ek en jy kind van God kan wees sonder ons deur die Heilige Gees laat lei nie. Hoe kan jy kind van God wees, maar jy doen nie wat God wil hê nie? Jy volg nie waar sy Gees jou lei nie. Jy is nie gehoorsaam aan Jesus Christus nie. Dien jy God? Dis donker, man. Baie donker. Paulus sê tog baie uitdruklik, nee, die Here sê deur Paulus se brief aan Efesiërs, nee, laat die Gees julle vervul, word vol van die Heilige Gees. En dan sê hy, dit gaan nie net oor die Gees nie, hy sê dit gaan ook oor die Here, Jesus, sing tot sy eer, en dit gaan oor die Vader, dank hom oor alles. Jy sien, om as mense van die lig te leef, beteken om Jesus se voorbeeld van waarheid, goedheid en geregtigheid in 'n donker wêreld na te volg. Dis maklik om donker te maak, want die hele wêreld help jou daarmee. Dis moeilik om lig te maak, want jy gaan dalk 'n paar nuwe dinge moet ontwerp. Jy gaan dinge anders moet doen. Jy gaan dalk vir mense moet sê, hoorie, sorry, die wêreld se plan is net nie 'n plan nie. Dis die wêreld se plan wat die wêreld het waar hy is. Ons gaan 'n ander plan moet hê om op 'n ander plek te kom. Om aan te hou doen wat ons gedoen het om tot hier te kom, gaan ons aanhou tot hier laat kom. Is dit nie so nie? Om op 'n ander plek uit te kom, gaan ons iets anders moet doen. Waarskynlik gehoorsaam moet wees. Jy sien, ek en jy moet 'n aktiewe keuse maak om die vrugtelose praktyke van die duisternis te vermy. Dis 'n keuse. Jy gaan moet besluit, ek wil nie meer deel van die donker wees nie. Ek wil nie meer hê, almal wat my hoor, moet die donker hoor nie. Toe maar die donker man of vrou. Sien, God is nie donker nie. God se teenwoordigheid, God se aankoms in die wêreld het gesê, laat daar lig wees. Laat jy die lig skyn? Sien, jy moet 'n keuse maak om 'n positiewe impak te maak. Deur liefde en integriteit. Wow, daai integriteit woord. Groot woord wat almal gebruik en bitter min mense regtig doen. Integriteit is om te weet wat reg is en dit dan te doen. Ten koste van, of ten spyte van wat die koste ook al is. Integriteit is om nooit nodig te om te lieg, om jou saak te stel nie. Want moenie dat mense julle met allerlei onwaarhede mislei nie. Dis nie reg nie. Want daardeur kom die straf van God oor mense wat aan hom ongehoorsaam is. Hoe anders? Hoe lyk hierdie lewe as kinders van die lig dan? Dit weerspieël daagliks God se wil in ons dade. Kinders van God het 'n identiteitsverandering. Gelowiges is nie meer duisternis nie, maar lig in die Here, en dit vra 'n nuwe manier van lewe. Ons is ontvang en gebore in sonde. Ons het 'n identiteitsverandering nodig. Ek kan nie meer kind van die wêreld wees nie, ek moet nou kind van God word. Het julle as ouers al gehoor as jy vir jou kind sê, hierdie mag jy regtig nie doen nie.
Kom ons gebruik nou sommer 'n voorbeeld wat verlede jaar nogal redelik gefeature het in ons gemeente ook. Weet jy wat my kind, ons kan nie Halloween vier as 'n Christen gesin nie. Ag pa, almal doen dit. Ag nee, pa's 'n square. Ek mag ook nooit niks doen nie. Broers en susters, God sê dit. God sê, jy kan nie met die aktiwiteite van die duisternis besig wees nie. God sê, jy kan nie die dood verheerlik nie. God sê, jy kan nie heksery verafgod nie. Jy het identiteitsverandering nodig, sorry hoor, dis wat God sê. Christene doen dit nie, klaar. Jy speel nie saam nie. Dis aktiwiteite van die duisternis en dit lei tot straf van God, want jy is ongehoorsaam aan hom. So eenvoudig so dit is. Jy het identiteitsverandering nodig. Die tweede ding is, hulle lewe die vrug van die lig, of hulle lewe dra die vrug van die lig. Dit word gekenmerk deur goedheid, geregtigheid en waarheid. Dis die kenmerke van die lig. Dis die vrug wat die lig dra. Die derde ding is, ons het getuienis nodig. Dit vra, 'n lewe van lig vra, dat jy getuig van die ware lig wat Jesus Christus is, in 'n wêreld wat hom nie herken nie, in 'n wêreld wat sê, nee, daai werk nie regtig nie. Nee, ek weet die Here sê dit, maar dit werk nie regtig nie. Jesus sê dit werk. Die wêreld het ook gesê, dit werk nie om God se seun dood te maak, sodat ek en jy kan lewe nie, en dit werk. God sê dit. Ek en jy moet getuig van die ware lig. Ons moet getuig daarvan dat hier is wat God sê. Dit kan nie anders nie. Dit is 'n aktiewe stryd. Jy gaan aan mekaar vasloop en, nee, sorry, nee, dit werk nou nie so nie, hoor? Nee. Dit werk nou bietjie anders. Ja, in die donker werk dit anders. Maar wag 'n bietjie, ons gooi die lig daarop. Dan werk dit anders. Dan werk dit op 'n nuwe anders. Dis 'n aktiewe stryd wat daaglikse keuse teen versoekings en sonde of duisternis dan vereis om te verseker dat jy nie terugval in ou gewoontes nie. Jy kan nie dit 10 jaar terug gesê het, Here, ek gaan nou gehoorsaam wees en dit nog nooit gedoen het nie. Jy moet elke dag weer sê, Here, ek kies hierdie pad. Ek hou aan hierdie pad loop. Daar's 'n praktiese toepassing verbonde aan 'n lewe in die lig. Dit beteken om op te tree met liefde, met deernis, met vergifnis, sodat jy 'n positiewe verskil kan maak, sodat die wêreld lig kan word, sodat ons kan ophou om ons in die donker vas te loop teen allerlei rubbish. Jy sien, die opdrag is om te leef op 'n manier wat ooreenstem met die karakter van God. En God se karakter is lig. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Ek lees hierdie storie. Ek het nou gaan kyk. Ek moet nie sê dis 'n storie nie, is blykbaar nie 'n storie nie, is 'n fabel. Nou 'n vagebond het 'n fabel geskryf wat dan nou sê. Hierdie storie gaan oor hierdie padda aan die skorpioen. En die storie was Engels, so ek dalk 'n paar goed gemis, maar ek behoort by die belangrike deel uit te gekom het. Hierdie skorpioen smeek hierdie padda, vat my asseblief oor hierdie rivier, om een of ander rede moet dit gebeur, anders gaan die skorpioen daar waar hy is dood. En die padda sê, nee, ek het gehoor van julle skorpioene. Julle raai spiese op julle sterte, en daai goed maak seer, nie net seer nie, dit maak dood, en ek sien jy is hoekom een van die giftige soort. Ek reis nie saam met ouens soos jy nie, julle is gevaarlik. En die skorpioen sê, ek beloof, pinky promise, ek beloof, ek sal jou nie steek nie. En die padda het die skorpioen op sy rug, en dan gat hy, vat die rivier. En toe hulle so halfpad oor is die skorpioen so opgewonde, want ek gaan dit maak, en hy zit die padda. En hy padda sê, eina blikskottel. Of, ek dink dis wat hy sê, dis Engels, so. Ek kan nou nie eers vinnig uitkom by wat blikskottel in Engels word nie, seker soos
iets soos 'n tin. Okay, ek sien die Engelse juffrou het so antwoord, ek sal later vir haar vra wat dit was. Goed, en hy sê, jy het beloof jy sal dit nie doen nie. En die skorpioen sê, nee, hoor hom, ek bedoel, hier's 'n paar skorpioene in ons midde, hoor, ek bedoel in ons wêreld. Hy sê, dis nou maar hoe ek is. Dis my natuur. Die wêreld ek so gemaak. Ek moet pik met daai spies, man. Sorry, para, ek's 'n skorpioen nou. Ons doen hierdie goed. En die para dood. En die skorpioen versuip saam met die para. Want so met 'n dooie para onder hom kan hy nie aan die ander kant uitkom nie. Ons sê so maklik, dis nou maar eenmal hoe ek is. God het my so gemaak, hoor. Ek is ook maar net mens. Ag, boem man, dis nie waar nie. Wel, ekskuus, ek jok. Dit is waar. Totdat jy in Jesus Christus vasloop, dan maak hy jou anders. Vroeër was julle ene duisternis, nou in die Here is julle lig, sê die woord van God. Broers en susters, dis pateties om trots te raak op jou sonde. Dis pateties om te begin roem op jou slegte eienskappe, asof God die oorsaak van jou donkerte is. Dis satanisties. Want net die duiwel maak God verantwoordelik vir die slegte in die wêreld. Asof God jou gemaak het om sleg te wees. God het jou gemaak om die beste van die skepping te wees. Ek sê, dit moes al baie keer gelees. Elke dag skep God en hy sê, is goed. En dan maak hy die mens en dan sê hy, dit is baie goed. Jy sien, om te roem op die donker in ons lewe beteken een van twee dinge. Hoor mooi. En onthou dit. Dit beteken een van net twee dinge. Die eerste is, ek kies daarvoor. Ek like het. Die tweede een is, ek dink nie God het die vermoë om my te verander nie. So, of jy leef en is donker oor jy dit verkies, of oor jy dink, God is net nie goed genoeg om my te verander nie. Ek het die idee, God hou nie van een van die twee opmerkings nie. Ek en jy sal moet leer om te kies vir wat reg is. Dit word al belangriker in ons wêreld dat Christene moet begin lig bring. Ons kan nie die rede wees dat dit donker is nie. Ons mag nie. Want dit is 'n klap in God se gesig. Die donkerte van sonde is nie reuse monsters wat ons oorval, of dit jaag nie in ons lewe in met 'n 10 ton trok, sodat ek en jy net moet terugstaan en sê, dis nou te groot vir my nie. Gelukkig nie. Nee, sonde begin as ou klein versoekingkies. Sonde begin baie keer met ek sal jou terugkry. Baie keer. Maar jy sien, wanneer hierdie sonde en hierdie klein versoekingkies in jou lewe begin, het jy die keuse, dis in jou hande om te besluit of hierdie versoeking moet bly of moet gly. En jy moet jou keuse uitoefen. In die lig. As mens van die lig. Jy sien, jy het die mag om daardie sondige gedagte water te gee of gif te gee. Jy besluit. En jy kan soveel as wat jy wil sê, ja, maar hulle. Jy kan dit probeer. Dis jou besluit. Dis jou verantwoordelikheid, dis jou lewe. Dis jou redding, jou verlossing. Dis jou Here of nie. Jou keuse. Jy kan hierdie sonde laat tuis voel by jou, of jy kan dit met die superkrag van die evangelie tref, wat Jesus Christus uit die dood opgewek het. God beloof, ek sal daai krag in julle laat werk, as julle my toelaat, as julle dit wil. Jy sien, as jy bewus raak van hierdie verkeerde dinge in jou lewe, moet jy iets daaraan doen, of nie. Dis jou keuse. Maar dan besluit jy, of ek hou so daarvan dat ek dit verkies, of die Here kan in elk geval dit nie verander nie.
Daar's 'n derde keuse mos nou. Ek gaan dit verander. Ek wil nie so wees nie. Gelukkig kan God dit verander. Dit help nie om al hierdie dinge te doen wat die padda bly maak, totdat jy amper het wat jy wil, en dan steek jy hom en sê, ag, skus, dis maar hoe ek is nie. Ek is nou maar so. Ja, ek is nou maar 'n eerlike mens, en ek gebruik dit as 'n lekker verskoning om ongeskik te wees. Ja, ek is maar net mens, en daarom gebruik ek dit om donker te veroorsaak in ander mense se lewens. Seer te maak, te verniel, af te trek tot in die modder hier by my, dan is ons dan gelyk. Vroeër was julle die ene duisternis, nou is julle mense van die lig, in Jesus Christus is julle lig. Lewe dan as mense van die lig. Maak dit beter, maak hierdie wêreld beter. Dis jou God gegewe opdrag. As jy nie dadelik van hierdie goed ontslaa raak nie, vorm hulle negatiewe gewoontes wat jou kort voor lank tot 'n slaaf van sonde maak. Dit maak jou lewe pikdonker, dit maak mense om jou se lewe pikdonker. Onthou julle die storie van Lion King? Dan Mufasa vir Simba daar op die heuwel vat, en dan kyk hulle daai donker wêreld daaronder. En dan sê Mufasa vir Simba, jy gaan nooit soontoe nie. Dis donker daar. En Simba dink, nee man, ek is 'n sterk leeuetjie, watch my. En onthou julle hoe daai sterk leeuetjie gestaan en bewe het, toe daai hyenas om in die hoek vaskeer. Hoekom dink jy sê God vir jou moenie sekere goed doen nie, oor hy spytvol is? Of oor hy nie wil hê jy moet seer kry nie? Glo jy God het jou lief? Kom ons begin daarby. My broer en my suster, glo jy vandag dat God jou lief het, waaragtig lief het? Hoe dankbaar is jy daarvoor? Hoe lyk hierdie lewe van dankbaarheid? Lig? Of pik, giet, gat, nagdonker? Jy weet, ek weet. Laat toe dat die lig in jou lewe skyn. Gee aan die Here se lig altyd die voorkeur in jou lewe. Dit wen die sonde elke keer. Die dag toe Jesus gekruisig is, dink ek in die hel, het hulle champagne gedrink en gesê, God is dood. Dit was 'n 3 dae lange party gewees, want hulle het gedink hulle wen. En toe die 3de dag, toe staan Jesus Christus op en hy sê, die hel is oorwin, vir altyd. Gaan jy so waar as waaragtig in die donker lewe vir 3 dae se fees? Of vir 'n leeftyd se vreugde? Ag regtig man, maak nie som. Ons is kinders van die lig. Ons is geroep om lig te wees. Here, dankie vir u lig, wat die donker uit my verdryf. O Here, gee my die krag om lig te wees ook vir ander. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, gebruik my. Laat my die geur van die teenwoordigheid versprei oral waar ek gaan. Oorstroom my wese met u liefdevolle gesindheid. Neem my hele mens wees so absoluut in besit, dat dit die glans van u liefde sal uitstraal. Skyn deur my. Wees so deel van my, dat elke mens met wie ek vandag te doen kry, iets van u teenwoordigheid sal aanvoel. Laat hulle, wanneer hulle in my oë kyk, van my vergeet en vir u raak sien.
Maar Here, hoe sou ek so iets van U kon vra, as ek nie elke oomblik van U afhanklik is nie? Hoe kan ek U weerkaats as my gesig nie altyd in U rigting gedraai is nie? Help my, Here, sodat U my kan gebruik. Laat my U lig weerkaats verander, sonder om in die lig se pad te wil staan. U is die lig. Ek is die glas waardeur U skyn. Here, leer my om U te verkondig sonder om noodwendig te preek, sonder om woorde te gebruik, net deur my voorbeeld, deur die onmiskenbare vreugde wat ek uitstraal, omdat ek dit self in U teenwoordigheid ervaar. Here, laat my verstaan wie U is. Laat my verstaan wat U gedoen het. Laat my weet hoe lig U is. En laat my dankbaar leef daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Here, ons wonder oor baie dinge. Baie dinge is nie vir ons so lekker duidelik nie. Wat wil U nou regtig van ons sê? Oor 'n klomp goed. En dan, Here, dan skyn U lig en dan sien ons beter. En in U lig sien ons moontlikhede, sien ons geleenthede, sien ons wat U wil hê. En dan, Here, dan hoor ons dat George vir ons speel. Laat ons 'n sonstraal wees. Laat ons ook lig laat skyn. Ons begin dit vanoggend deur die lig van dankbaarheid ook op ons beursies te laat val en ook op ons dankoffer te laat val. Neem wat ons bied en hoor ons harte, Here. Dankie, Here. Amen. Ek wil daarom graag sê, ek is baie keer 'n bietjie stadig. Jy weet, ek's vir gerief gebou, nie vir spoed nie. En hier so halfpad deur, daar by die padda aan die Skorpioen rond, toe sien ek, my vriend uit Namibië is in die kerk, hoor. En Jan Karen, baie welkom hier by ons.
Het is lekker om julle terug te hê by ons, hier waar julle wortels in elk geval hê. Is vir ons goed dat julle ook saam met ons is, soos die res van julle natuurlik. Broers en susters, kom ons sluit af met lied 521, erkentlik deur die dae. Ek jok oor die 521, blykbaar 488. Hierdie kat en puist gaan my nog in die moeilikheid laat beland. Maar gelukkig George help altyd om het reg te hê. Dis die tjoentjie, so kom ons sing hom. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Kind van God, jy's nie per ongeluk hier nie. Waar jy ook al gaan, dis waar God jou stuur. Waar jy ook al is, God het jou daar geplaas. God het 'n plan met jou presies daar waar jy is. Jesus Christus leef in jou en hy werk in en deur jou, daar waar jy is. Glo dit, leef dit, in die liefde van God die Vader, deur die genade van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees. Amen.